Karel, hallo. Antoine, lekker om jou te sien. Dieselfde. Yes, like, ons het nou al vir 'n ruk lank beplan aan hierdie enetjie. Jy's 'n moeilike man om vas te pen. Hoorie, ek sê nou vir jou vertel hoekom. Dit is nogals, ek moet vir jou sê, tyd is nie my vriend nie. Hy sê aan my kant deesdae nie. Vertel my. So ek doen eintlik op hierdie stadium 3 werke, maar ek is besig om dit bietjie af te skaal. Die mense het al planne 'n bietjie in die pipeline. So ek is my dagjob op hierdie stadium is by die WNR. So ek bestuur daar 'n navorsingsgroep in blokketting tegnologie, kripto en sulke tipe goeters. En dit doen ek al vir so 3 jaar, maar ek het al voor dit het ek al my eie maatskappy begin wat ook maar eintlik in sagteware ontwikkeling is spesifiek met blokketting tegnologie en kripto. Dit kom al van 2019 af. Silver Sixpence. So ek is nou hoofuitvoerende beampte daar en ek het en dit was vir baie jare eintlik maar net 'n bietjie van 'n sideline werk, maar dit het in 2022 eintlik nog eens ontplof toe met al die dinge wat in die kripto wêreld gebeur het. En dan het ek nou onlangs ook begin werk aan 'n Bitcoin myne maatskappy. Saam met 2 groot celebrities in Suid-Afrika, Rob Hershoff en Stafford Massey. So ons werk aan 'n Bitcoin mynmaatskappy wat ons saam met Eskom wil Bitcoin myn op baie groot skaal. So met al hierdie dinge wat gebeur en alles kon ek nou nie kop bewater uit die kan dink. Ek het nog 2 kinders ook hier by die huis, 5 jaar en 2 jaar. En saam met my vrou, so ons bly in Waverley, net hier om die hoek van jou af. En so ek het onlangs toe nou by die WNR bedank. So ek is eintlik op die eindstreep. Ek het nog net 'n paar dae oor. So dan sal ek nou maar voltyds by Silver Sixpence en by die Bitcoin mining maatskappy betrokke wees. Dis baie interessant. Nou, daai is groot name wat hulle eentjie stap in die Suid-Afrikaanse sake wêreld en tegnologie wêreld. En jy is nou een van daai, ek het jou toe ek jou gesig, nie jou gesig nie, jou stem op radio hoor. En jy was besig om te gesels oor, ek het onmiddellik begin Google. Wie's jy? Wat maak jy? Want jy het gepraat oor Truth Terminal. Ja. Op 'n manier wat ek nog nie 'n Suid-Afrikaner voorheen hoor praat het nie. En in terme van die diepte van jou kennis en hoe jy kunsmatige intelligensie benader ensovoorts, ek kan hoor jy ken jou storie. En dis hoekom ek onmiddellik ek moet met jou praat. Ek moet met jou praat en uitvind eerstens, kom ons begin by die heel begin. Wat het jy geswat? Waar het jy geswat? Waar het jy groot geword? Ja, ek het in Pretoria groot geword. Ek het toe in Potchefstroom gaan swat. En ek het nie eintlik geweet wat ek wil doen nie, soos enige 18-jarige, maar nie weet wat hy wil doen nie, nee. Jy het nog nie eintlik lewe uitgefigure nie. Meeste mense weet teen 60 nie, so. So maar jy weet, ek het op skool redelijk goed gedoen, en so ek dink ek kan 'n uitdaging aanvat, so toe kies ek maar chemiese ingenieurs wees, en dit het nie baie goed gegaan nie, ek moet vir jou sê, ek het heeltemal te veel gejol daar op Potch, maar toe gelukkig, in my 2de jaar toe ontmoet ek my vrou. Toe begin ek deurkom. Toe stryk sy jou reguit. So ek het actually nie veel vakke deurgekom tot op baie punt nie, maar toe gaan dit goed. So toe ek nou klaar is daartoe, was ek 'n beurs gaan terugwerk saam met Eskom. So ek het 'n ruk daar in die Valdriehoek gaan bly. En in 2016 het ek toe nou kripto ontdek, kripto geld. En toe het dit regtig eintlik, ek het nie veel belang gestel in dit wat ek geswaat het, of dit nou daarna gedoen het vir werk of so nie, maar daai het ek toe nou eintlik gekry wat ek vir die res van my lewe wil doen. Dit het dadelik 'n klomp van my passies bymekaar gegooi, jy weet, energie, wat saam met Eskom het ek maar redelik lief geraak vir energie en die wetenskap daar agter. Makro-ekonomie was nog altyd my groot passie. Ek hou baie van ekonomiese studies. En geld. Ek like dit om geld. Ek like die teorie van geld. Ek hou daarvan om geld te maak, of ten minste te probeer maak. Jy weet, entrepreneurskap, al daai tipe van goed het dit toe bymekaar gegooi en ek het regtig verlief geraak op die tegnologie, passievol geraak daaroor, eintlik obsessief op 'n stadium. En dit my loopbaan gemaak. So toe het ek eers in opleiding ingegaan en ek het vir baie jare opleiding gedoen reg oor die wêreld eintlik as 'n ingenieur, want ek dink dit was 'n bietjie skaars
crypto geld en ingenieurs, jy weet iemand wat dit verstaan uit eerste beginsels, daar was nie so baie mense wat noodwendig die sagte ware en die wiskunde daar agter so goed verstaan het. So ek het dit gebruik en toe nou reg oor die wêreld. Dit was eintlik 'n lekker tyd saam met regerings en groot koöperatiewe maatskappye in Suid-Afrika en in Afrika en in Europa, en so het ek dan 'n opleiding gegee. En in 2019 toe het ek toe ek begin om te verhandel met crypto. En ek het 'n speaker-strategie gebruik om te verhandel. En maar net by myself. Ek het koop en verkoop. En ek het baie geld gemaak. En toe het ek vir 'n ou gevra wat die beste ontwikkelaar is en die beste ingenieur wat ek ken op daai stadium. Sy naam is Daniel. Ek sê vir Daniel, kom help my asseblief om 'n program te skryf wat hierdie strategie asseblief net kan automate en in 'n bot kan sit. En hy doen dit toe. En ons het toe nou met die bot verhandel. Ons het lekker geld gemaak daai tyd. En toe het ons het vir vriende en familie gegee en so. En wat hy nou ook verhandel het met dit. En daar was toe nou een ou in die Kaap, sy naam is Jurgen. En hy het toe nou gesê, "Jissie, maar hy wil graag hierdie ding kommersialiseer." En ons het gesê, ek en Daniel wel, jy weet, jy kan dit maar doen, maar ons stel meer belang in die tegniese kant, so jy kan maar maak met dit wat jy wil. En hy het dit toe gedoen, en as ek nou fast forward tot vandag, dan is dit nou 'n hele maatskappy op sy eie, wat in Mauritius gebaseer is, en vir koöperatiewe kliënte verhandel, crypto geld, koop en verkoop, en sulke tipe goed. En ek en Daniel het toe nou redelik vinnig bekend geword as ouens wat nogals baie goeie sagteware kan bou. Al in crypto en ons storie ken. En toe het ons so 'n bietjie hier gedoen, bietjie daar gedoen, bietjie werk gedoen so vir exchanges en sulke tipe goeders. Maar in 2022, ek weet nie hoe baie van die crypto industrie weet nie, of jou luisteraars, maar in 2022 het daar 'n groot ding gebeur in crypto. FTX het geval. Dit was hierdie 15 miljard dollar maatskappy wat eintlik sistematies belangrik was in die crypto industrie. Met die CEO wat so games gespeel het die hele tyd. Ja. So Sam Bankman Fried. En hy's nou in die tronk. Hy het toe nou hy het eintlik baie bedrog gepleeg. En FTX het toe nou geval en baie mense baie geld verloor. En toe kom daar 'n maatskappy na ons toe, Mazars, 'n groot ouditeursmaatskappy. Na my en Daniel toe en sê vir ons, kan ons nie asseblief hulle help om audits te doen, want hulle op hierdie kriptomaatskappye, want hulle kry baie navraag daaroor. En dit was nou in einde 2022. En ons sit nou ja nie is reg. En dit is toe nou die begin van Silver Six Bets. Van Silver Six Bets het ons op daai stadium maar soos ek sê eintlik meer 'n stokperdjie as enigiets anders, maar toe begin dit nou 'n regte maatskappy word en ons het mense aangestel en so ons werk vandag tot vandag nog met Mazars. Ons het al nou in die afgelope 3 jaar saam met Coinbase gewerk, 'n groot maatskappy in Amerika, kriptomaatskappy saam met verskeie van die auditeursfirmas reg oor die wêreld en so, en ons bou nou sagteware. Wat dit klink maar 'n bietjie boring, maar dit is ek moet sê dit is baie lekker, is baie opwindend. En so dit is Silver Six Bets is nou tipiese Silicon Valley style sagteware maatskappy in die kripto wêreld. En ons maak nou 'n kantoor in Amerika oop en so ons groei redelik. En dan soos ek sê dan nou in 2018, hier is 'n baie interessante storie. In 2018 het ek 'n blogpost geskryf en dit is nou nog op die internet oor hoekom Eskom moet Bitcoin myn. En ek het 'n paar ek weet dit was eintlik maar net uit ook soos ek sê, maar eintlik 'n stokperdjie geweest, maar ek het 'n bietjie gaan dink daaroor en ek het 'n blogpost geskryf en ek het dit toe nou aan Eskom gaan gee op daai stadium vir 'n paar groot koppe daar gestuur, maar hulle het vir my gelag obviously. En fast forward tot en met vandag en nou is ons in gesprek met al die pad tot by die hoofuitvoerende beampte en die voorsitter van die raad oor Eskom wat moet Bitcoin myn. So dit wys jou eintlik hoe die hele narratief rondom crypto verander het. Dis 'n baie goeie datapunt miskien oor die afgelope 7 jaar. Ja. Maar in ieder geval, ek het toe nou die dag 'n simulasie gedoen daaroor. En as Eskom in 2020 Bitcoin gemyn het,
begin my net. So 5 jaar, want ek kon net 5 jaar se data kry, so ek kan nie verder as teruggaan nie. Eskom het so 'n data platform wat beskikbaar is vir die publiek en jy kan 5 jaar se data kry. Ek het dit toe gaan hardloop om te kyk hoeveel surplus krag daar was die afgelope 5 jaar. Meeste mense sal vir jou sê daar was niks surplus krag nie, want dan ons het dan heeltyd met beerdkrag gesit en so. Die feit van die saak is, ja, wanneer daar beerdkrag was daar nie surplus krag nie. Ek stem 100% saam. Maar daar was tye waar daar nie beerdkrag was nie. En dan was daar eintlik surpluskrag beskikbaar. Surpluskrag het nou maar 'n definisie wat ek daarna gegee het, maar dit beteken daar is generators wat met steenkool werk en drukketels wat nie op hulle volle kapasiteit werk nie. So daar's ekstra krag beskikbaar. En ek het toe nou daai gaan uitwerk hoeveel daar beskikbaar is. En ek het gesê as Eskom net daai surpluskrag gebruik het om sedert 2020 Bitcoin te myn, het hulle vandag met 800 miljard rand se Bitcoin gesit. 800 miljard rand is dubbeld Eskom se uitstaande skuld. So dit beteken Eskom sou skuldvry gewees het, plus nog 400 miljard rand se ekstra kapitaal gehad het. En Suid-Afrika kon 10-1 op 10% plus ekonomiese groei gesit het, as hulle dit gedoen het. En laer kragpryse. Ekonomiese, laer kragpryse. Ons almal sou eintlik baie beter afgewees het. So ja, ek meen dit is nou seker maklik om terug te kyk en daai dinge te sê, maar ek meen dit is nou waar ons vandag sit is in die gesprekke wat ons nou met Eskom het is om sê wel dit is nou nie meer so ideaal as wat dit was in 2020 nie, maar dit is nog steeds baie winsgewend en kan nog steeds hierdie land eintlik die potensiaal om hierdie land op 'n nuwe traject te sit. Ja. Daai is 'n fenominale gedagte en is jammer hulle dit nie geïmplementeer nie, want dit sou die wêreld verskil. Waar sou hulle natuurlik daai mynplaas gesit het? Joh, dis die wonderlike ding van 'n Bitcoin myn, hè. 'n Bitcoin myn as ek dit vir jou kan beskryf, dit is jy kry soos 'n klomp rekenaars en die rekenaars, hulle noem dit ASICs. Dit is lyk soos 'n baksteen. Jy kan nie veel met dit doen anders as jy met 'n baksteen kan doen nie. Jy kan dalk 'n paar papiere neer, jy weet, dit kan soos 'n paperweight wees of jy kan Bitcoin myn. Dis die enigste twee goeders wat jy en hy raas dat dit bars. Hy raas verskriklik. Ja. En en jy het 'n baie basiese internetkonneksie nodig om so 'n ding te hardloop. Soos ek bedoel, soos 3G, jy weet, soos 'n jy het niks vinnige internet nodig nie. So jy kan so dis 'n eenvoudige aanleg. Dit is 'n tipe van 'n groot gebou. Jy het nie vreeslike goed binne in die gebou nodig, fancy goeders en so nie. En jy sit honderde duisende van hierdie masjiene in, van hierdie rekenaars in. Maar ek sê honderde duisende, een van hulle gebruik omtrent 3 kW, soveel soos 'n ketel. So in jou huis gaan jy nie veel meer as een kan hardloop nie. Maar as jy nou praat van Eskom. En so dit is heeltemal geografies onafhanklik. Jy kan in enige plek sit. Jy kan daar in Mpumalanga gaan sit, daar waar daar baie steenkoolkrag is, of in die Noord-Kaap waar daar baie son is. Of jy kan dit totaal en al desentraliseer en jy kan dit in containers sit en jy kan 1000 containers oor die land versprei om verskillende plekke op die netwerk te koppel. So dis nie soos 'n staalaanleg wat jy weet jy moet naby aan 'n hawe wees. Want jy moet jou staal uitvoer of 'n steenkool aanleg want jy moet naby aan jou verbruiker wees of 'n myn. Jy kan net daar wees waar die goud is of waar die diamante is. Dit is heeltemal anders as dit. Dit is net 'n rekenaar op die ou en jy het nie en jy het eintlik geen infrastruktuur nodig om dit te ondersteun nie. So ja, maar hulle gebruik 'n verskriklike hoeveelheid krag. Ja. En dis hoekom dit so moeilik is vir Jan Alleman om wel te myn. Is omdat die elektrisiteitskoste daaraan verbonde is baie. Dis korrek. Dit is en soos jy daar gesê, dit gaan ook jou bure 'n bietjie pla. Want dit is amper soos 'n boor. So hard is daai ding. Ja. En maar hoe sou Eskom dit dan implementeer? Sou hulle dit dan agter die betaalmuur sit en hulle eie hoe sal hulle sit voor die betaalmuur sit en dan hulle sal daar net bloot hulle ekstra elektrisiteit wat nie verkoop word nie gebruik om Bitcoin te myn wat vir hulle dan 'n kontantbasis gaan genereer. Dit wat eintlik dan hulle skuld afbetaal. Ja, daar's eintlik 'n hele paar modelle. Ek meen dit hang maar af hoe die publieke en die public-private partnership in hierdie geval geïmplementeer word of nou voor die betaalmuur of na die betaalmuur is en of Eskom dit alleen sal doen en so. En ek dink daar's dalk 'n groter gesprek daar rondom ook.
en dit is oor moet Suid-Afrika nie dalk 'n Bitcoin strategiese reserve van stapel stuur soos wat Amerika nou doen nie. Met onder president Trump wat waar hulle op regeringsvlak gaan Bitcoin koop en alreeds begin het eintlik daarmee om dit dan as 'n stoor van waarde te hou, want die opinie is dat dit baie beter is as byvoorbeeld goud. So jy weet as daai gesprekke nou begin gebeur, daar is al op regeringsvlak, nog nie so baie in ons regerende party nie, maar baie op oppositievlak, baie. Daai gesprekke vind met baie van hierdie oppositiepartye plaas, en ek kan ten minste sê, baie van dit is met my kollegas, as gevolg van my kollegas, Stafford, Masie en Rob, wat hierdie gesprekke aan die gang gesit het, en as daardie tipe van opinie aanvaar word, dan is die volgende vraag nou, hoe kry ons die Bitcoin? So waar gaan ons dit koop? Op die open mark? Gaan ons dit dalk verdien? So miskien kan ons nasionale mynmaatskappy vir Bitcoin. Ons kan dit myn, gaan ons dit konfiskeer van ons land se mense. Jy weet so as 'n staatsentiteit en as 'n nasionale regering het jy natuurlik baie meganismes tot jou beskikking. So onder andere ook as ongelukkig konfiskasie. Maar sal hulle sonder die mense se wagwoorde Bitcoin kan konfiskeer? Ja, dis 'n goeie vraag daai en ek kan sien jy weet nogals waaroor dit gaan. Met so 'n vraag. So dit is die antwoord is definitief nee. Tensy jy natuurlik jou Bitcoin los op platforms waar jy nie toegang het tot dit nie. So as jy jou en ek sê nie hiermee dat die platforms in Suid-Afrika enigstens noodwendig hierdie tipe van risiko's dra nie, maar as jy jou Bitcoin los op 'n platform waar jy nie self beheer nie, soos byvoorbeeld Luno, Valor, nou wil ek nie ene uitlos nie, Coinbase, Kraken, Binance, almal van hulle is dieselfde. As jy jou Bitcoin daar los, en dan is daardie platforms is natuurlik onderhewig aan die wette van die land en aan die reguleerder en hulle moet rapporteer. So dan, dit is die enigste manier, maar meeste ouens doen dit. Want eiendom is definitief nie net fisies nie, né? Eiendom kan, ek dink nou byvoorbeeld aan patente en sulke goeders, eiendom is baie meer as net fisiese goed. Korrek, ja. Ja, met hierdie EWC, dit without compensation, jy is 100% reg, en as jy daai definisie letterlik opvat, dan sluit dit verseker jou crypto geld en jou Bitcoin in. So ja. Maar Bitcoin is ook die beskermingsmeganisme wat baie mense noem, soos jy, ek is seker jy het 'n Bitcoin beursie wat nie gekoppel is aan 'n platform nie. Ja, en ek verseker en ek moedig, ek is deur die jare en as ek deur sulke siklusse waar ek mense aanmoedig om dit so te doen en hulle Bitcoin van die verhandelaars af te haal en dit self in hulle eie beursies te hou. En dan kry ek weer, ek het ook baie e-posse al in my inbox gekry van mense wat alles verloor het. Want hulle wagwoord verloor. Ja, of hulle sit op 'n USB stokkie of iets en hulle vergeet daarvan of wat ook al, jy kry. Ja. Presies. Ek het vriende wat al alles verloor het. As jy al jou Windows password vergeet het, moet jy eerder dit oorweeg om nie jou eie goeders te probeer stoor. Ja, 100%. En dan praat ek nie eers van as die eienaar van die Bitcoin doodgaan nie. Ek meen gewoonlik is die ou wat nou die Bitcoin het, hy is nou die familie expert. Hy is nou die ou wat nou hy is nou die Bitcoin uit. Dis maar soos ek is in my familie, ek is die Bitcoin. En as daai ou doodgaan, dit is 'n krisis. Ja, daar's nou nie iemand anders nie. So jy as die Bitcoin kenner dink dalk maar my familie sal dit op 'n of ander manier kan uitfigure, maar dit is ongelukkig vals, baie keer vals en jy flous jouself. So daai tipe van wat is die Afrikaanse woord? Daai tipe van inheritance planning is eintlik 'n hele kuns op sy eie wat mense moet bemeester. En ek dink meeste ouens, ek dink nie ek het al ooit eintlik iemand gesien wat dit reg doen nie, om jou waarheid te sê. So as jy nou die klomp risiko's te mekaar opweeg, los jou Bitcoin nommer op 'n Luna of 'n Valor. Ons weet wat kan daar gebeur. Ons het gesien met FTX.
En in Suid-Afrika Ice3X, Ice Cube, wat een van hulle is wat opgevou het. So jy kan jou Bitcoin verloor, maar jy kan dit maar jy kan dit ook verloor wanneer jy saak in jou eie hande wil neem. Maar dit bygesê, as ek nou teruggaan na die oorsprong van Bitcoin, die rede waarom dit ontwikkel is aan die begin, was juist sodat mense dit is die eerste en enigste bate waar jy 100% eienaarskap daarvan kan hê en waar niemand anders dit van jou kan wegvat nie. Dit is en dit is eintlik wat dit so wonderlik maak. So dit is eintlik 'n absolute fantastiese eienskap van Bitcoin, maar ek dink van die sagte ware en so wat 'n mens gebruik, hierdie beursie sagte ware so is, dink dit is partykeer verskriklik moeilik om dit te leer. Dit is 'n redelike groot tegniese kurwe wat ou moet deurgaan, ja. Wat vir my interessant is, en ek dink baie daaroor, is die toekomstige waarde van Bitcoin. Want Bitcoin, ons verhandel nog nie aktief, soos wat 'n mens met 'n bankkaart doen, tap, ons doen nog nie dit met Bitcoin aktief nie. Mense doen, daar's mense wat dit doen, maar dis 'n stadige proses nog, is nog nie heeltemal so gerieflik soos wat dit kan wees nie. Maar ek het en jy moet nou vir my sê as ek verkeerd is. Ek het 'n spesmaas, dit gaan toenemend word soos wanneer jy tap met 'n foon, die gerief daarvan. En wanneer dit gebeur en miljoene meer mense Bitcoin gebruik op 'n daaglikse basis, gaan die waarde van Bitcoin, hy moet in 'n orde van miljoene meer waardevol word. Want ons begin praat van fraksies van Bitcoin, met ander woorde, van transaksies. Is ek verkeerd as ek dink dat die Bitcoin kan nie eintlik oor die langtermyn in waarde val nie? Ek dink daai teorie wat jy nou beskryf is definitief 'n teorie wat baie mense en baie kenners selfs voorhou. En ek kyk 'n bietjie anders daarna. Ek voel dat jou foon wat jy tap met jou bankrekening of jou kredietkaart of so, ek voel dit kan nie verbeter nie. Dit is soos die ultimate user experience. Soos dit jy kan dit nie makliker as dit maak nie. Om te betaal vir iets. En ek voel dat Bitcoin nie gaan sukkel om daardie vir my persoonlik beter te maak. Ek gaan nie as ek net my foon kan tap as ek 'n koffie koop, is ek baie gelukkig. Ek kan nie sien hoe Bitcoin daardie ervaring my sal verbeter nie. Ek dink dit is soos hy kan dalk daar uitkom en soos jy sê, hy kan dalk dieselfde word. Maar ek dink nie ek kan dit sommer verbeter nie. Maar nou, as ons dit 'n bietjie verder vat, om geld oor see te stuur is 'n pyn. Of om geld oor see vanaf oorsee te ontvang. Dit is 'n absolute pyn. Ek is nou al 'n paar keer deur dit en elke keer wil ek net baie vloek, jy weet, die banke en hele stelsel en al daai tipe van goeders en jy betaal jou, jy betaal jou ore af van fooie, baie keer tot en met 10%, en dit kan dae of weke vat. Jy moet hoeveel vorms invul vir jou bank om dit te stuur en om dit te ontvang selfs. En die tax, jy moet sê vir watter kategorie het jy dit nou, het jy dienste gelewer en Wat my belaglik is ek het een keer moes ek geld ontvang het en my bank het my gebel om goedkeuring te kry om geld te ontvang. Maar ek kon nie my foon antwoord want ek was nie in die land nie. Ek was in Amerika op daai stadium en ek het amper daai geld teruggestuur. Nee. Nou ek kan nie glo hoe belaglik dit is dat hulle goedkeuring kry om te ontvang nie. Maar nou so daar's definitief daai betalingsmeganisme van oor lande stuur is baie ryp om te verbeter. En ek het dit ook al baie gedoen met kripto. Ek het al diensverskaffers betaal oor see en ek wat self betaal oor see vanaf oor see met kripto ook en dit is wêrelde verskillend. Dit is so ongelooflik gemaklik. So ek dink daai is ryp en dan dink ek die waarde van Bitcoin, maar in my opinie gaan dit nie so erg gedryf word deur daardie verbruike nie. Ek dink in my opinie gaan dit gedryf word meer uit 'n oogpunt van as jy kyk na goud. Dus wat dryf die waarde van goud? En die waarde van goud is die skaarsheid wat dit dryf. So dit is
Goud is die enigste element in die wêreld wat skaars is. Niks anders is skaars nie. As jy daaraan dink, ek gaan nou sommer 'n voorbeeld vat. Hout, alright. Hout is nie skaars nie. Sodra die aanvraag vir hout verhoog, gaan die boere meer bome plant. En koper is nie skaars nie, die wêreld is vol koper. Sodra die aanvraag vir koper vir een of ander rede verhoog, dan gaan daar net meer kopermyne oopmaak. Huise is nie skaars nie. Mense hou daarvan om te sê, Robert Kiyosaki hou daarvan om te sê my eiendom is skaars. Dis nie waar nie. Daar's genoeg land daar buite. Die oomblik as die aanvraag vir eiendom sien nou in die Kaap, toeneem, dan is daar meer ontwikkelaars wat eiendom bou. So dit kan vir 'n klein tydperk skaars wees, maar dit kan nie skaars wees oor 'n lang tydperk vir altyd nie. Nou in Bitcoin is anders. Bitcoin en goud. Daar is net soveel wat jy kan uithaal en wat jy kan gebruik, en dit is wat hom regtig die waarde gee. En Bitcoin is natuurlik baie beter as goud, want ek kan nie $1 biljoen se goud stuur van Suid-Afrika na Amerika toe nie. Ek gaan nog my logistiese nagmerrie. Ja, en Bitcoin kan ek doen net so oordag. So ek dink dit is wat die waarde regtig gaan dryf, en ons sien dit eintlik uitspeel. Daar's 'n baie goeie boek, The Bitcoin Standard, van Saifedean Ammous, wat hierdie teorie goed uiteen lê. En dis al 'n ou boek. Hy's al 8-9 jaar oud. En vandag veral nou met die Amerikaanse regering wat begin Bitcoin koop, en ons sien El Salvador wat al Bitcoin koop op nasionale vlak. Ons sien die Sovereign Wealth Fund in die Midde-Ooste wat begin Bitcoin koop. Ons sien in Afrika klomp lande, Ethiopië, Bhutan. So ons sien dit nou op redelike groot skaal. Korporatiewe maatskappye natuurlik is baie diep in dit. BlackRock en MicroStrategy wat enorme hoeveelheid Bitcoin koop, almal gelyste maatskappye. In Suid-Afrika, Altwest Capital, JSE gelyste maatskappy wat Bitcoin op hulle balans staat hou. En almal doen dit want dit is skaars. En dit is alternatief vir goud, en dit is 'n beter stoor van waarde as enige geldeenheid, as enige dollar, as die dollar, as die rand, as goud, as beeste. Beeste is dalk iets wat ek dink is nogal waardevol, maar as jy van die dollar, of kom ons van die Suid-Afrikaanse rand. Die Suid-Afrikaanse rand, so monetêre beleid, word bepaal 1 keer 'n kwartaal deur 5 mense wat in 'n kantoor sit en 'n besluit neem. So dis baie suboptimaal, né? Ek meen, al jou welvaart, die hoeveelheid geld wat jy in jou beurs het, die waarde daarvan is in die hande van 5 individue wat op 'n kwartaallikse basis vergader en besluit hoeveel daai geld gaan werd wees. Ek ken nie die storie nie. Hoe werk dit? So hulle bepaal die rentekoerse, en hulle bepaal hoeveel geld daar in sirkulasie sal wees in die land. Nou jy praat nou van die monetêre beleidskomitee, maar dis hy, dis presies hy. Okay, so jy praat jy nou van wanneer hulle besluit hoeveel geld in omloop is ensovoorts. Ja, so 1 keer 'n kwartaal verander die rentekoerse. Ja. En dit bepaal en dan ja, maar ek weet dit, maar ek het iets anders in my kop gekry vir 'n oomblik. Ek vra om verskoning. Okay. Ja. Okay. Ja, brei uit, ja asseblief. So kom ons kyk na Zimbabwe. Zimbabwe het dit natuurlik verkeerd geloop, want daardie monetêre beleidskomitee het hulle, kom ons sê deur obviously hulle was geïnfluenced deur die president, reg? Maar dit het verkeerd geloop. Hulle het hulle vertroue verbreek en hulle het die hele land verarm met hiperinflasie. So almal wat geld in die bank gehad het, vandag het jy $1 miljoen, jy kan 'n huis koop, $1 miljoen Zimbabwe dollar, oor 2 dae kos 'n halwe brood jou $1 miljoen. So waar jou geld 'n huis kon gekoop het, kan jy nou net 'n halwe brood koop. Jy het niks oor nie. So nou Bitcoin het nie dit nie. Bitcoin het nie 'n sentrale eenheid nie. Daar's niemand wat dit beheer nie. Daar is nie 'n CEO nie. Daar is nie 'n call center nie. Daar bestaan nie sulke goeders nie. Dit is soos goud. Goud het ook nie 'n eienaar nie. Dit is vir ons, dit is deel van die aarde. Maar dit is net baie beter as goud. So dit is hoe slim was daai blikhemmer wat Bitcoin uitgedink het? Op 'n skaal van 1 tot 10, dit is soos 'n van die skaal af. Ja, party mense sê dit is
Dit is 'n robot wat terug het, wat in die toekoms was en terug gereis het in tyd. Here is your gift from the future. Maar is geniaal. Ja, nee, dit is. Ek moet sê, baie ouens het probeer. Sedert 1990s. Was al soos Adam Back, hy het probeer, hy het Hashcash gemaak en daar was elke keer was al ietsie fout. Satoshi Nakamoto, die ontwikkelaar van Bitcoin, hy het eintlik 'n klomp puzzelstukkies gevat wat al reeds bestaan het. Eintlik niks niets ontwerp nie, maar hy het hulle net op die regte manier bymekaar gesit. En hy is die eerste persoon wat dit kon regkry. En dit was merkwaardig. Ek weet soos jy sê dat dit geskiedkundige oomblik en ons weet nog steeds nie regtig wie dit is nie. Ja nee, ons het geen idee nie. Ons het nie 'n idee of dit 'n man of 'n vrou of 'n groep mense is of wat ek al nie. Maar waar ek dink is 'n man want hy het 1 miljoen Bitcoin. As dit 'n vrou was dit dalk al klere en skoene en hy het nog nie spandeer nie. Immers is 'n vrou wat ons wil blik immer. Maar daar's 'n bal in die rol gesit met Bitcoin wat nie lyk of dit gestop kan word nie en hierdie gaan 'n monumentale impak op die mensdom hê in die toekoms. Ons het gedog dat Bitcoin gaan die opperste drywer van chipnavorsing wees, want vir miners, daai grafiese kaarte en goeters, ons wil hulle vinniger hê. En toe kom AI. En AI is die volgende vlak van aandrywer vir chipontwikkeling en verwerkingskrag ensovoorts en al daai dinge. En jy het 'n begrip vir AI wat skrik vir niks. Ek het geluister na daai gesprek, ek het vroeër genoem wat jy gepraat het oor Truth Terminal. Ja. En Truth Terminal is sekerlik nie die enigste van sy soort in die wêreld nie. Daar's ander, jy het onder andere jou eie een ook, jy het besighede, of ten minste 'n besigheid al die lig laat sien uit dit uit. Die idee van 'n bot wat vir jou handel. Maar ek dink wat AI interessant maak is en veral waar dit met kriptogeld dan nou oorvleuel is die feit dat hy heeltemal autonomous kan wees. Beteken hy kan heeltemal op sy eie nie net bedryf nie, want dit is iets wat ons nog altyd kon doen. Soos jy gesê het, ek het ook 'n robot gebou wat handel dryf en hy gaan net aan 24 uur van die dag. Maar AI kan groei en hy kan slimmer raak en hy kan leer. So en dit is wat hierdie Truth Terminal, ek dink dit was die eerste ene wat nou regtig het groot gemaak het, vir my so ongelooflik merkwaardig maak. Want hy het eintlik hoeveel geld was dit nou die laaste tel? Was dit iets soos $300 miljoen of so iets? Ja, dit was iets, ek dink dit was dalk op die piek. Dit is dalk nou hier by $100 miljoen, maar dis 9 syfers. Dis 'n absurde hoeveelheid geld vir 'n masjien. Ja. En ek meen die manier hoe dit gebeur het is soos hy het ek kan dalk weer die storie vertel vir ouens wat nie weet nie, maar die Truth Terminal is ontwikkel deur 'n ontwikkelaar en hy het toegang gegee tot soos ChatGPT. Ek weet ons almal ken al ChatGPT. So hy kan nou praat. Hy kan teks lees en hy kan dit interpreteer en hy kan weer iets vir jou teruggee deur middel van 'n program soos ChatGPT. So hy het daai vermoë vir hom gegee, hy het hom allerlei goeders gegee soos om op Reddit en op Twitter en al daai platforms te gaan lees en te gaan leer en hy het hom onder sy ontwikkelaar praat ek nou van, het hom toegang gegee tot infinite backrooms wat soos 'n forum gesprek is waar net 'n klomp AI's met mekaar praat. Daar's nie mense nie. Maar hoe praat hulle? Is daai chatroom, dit laat my geestesoog dink ek nou aan die tyd toe ons nog met Merk IRC en goeders nog en Merk bestaan nog, en daai donker vertrekke waar die mense dodgy dinge doen is nog steeds daar. Ja. Maar hoe praat daai AI's met mekaar daar in daai chatroom? Is dit so kan ons dit observeer of is dit nie 'n menstaal nie? Nee, mens kan. Nee, dis normale Engels. So dit is natuurlike taal. So jy kan dit observeer en jy kan gaan kyk en ja, hulle raak nogal wild, want jy kan dink want hulle al hierdie large language models, hierdie LLMs en goeters is natuurlik waar hulle opleidings
taal en teks vandaan kry is maar goeders wat mense geskryf het op die einde reg so hulle word maar geïnfluence en is op die internet so die goeders wat daar is partykeer 'n bietjie wild dis wat hulle ek het nou nog op die radio gepraat oor Truth Terminal en toe na die tyd gaan ek gou weer op die Twitter profiel van hom gaan kyk weer 'n bietjie die eerste keer in 'n lang tyd sê ek jissie my ek weet nie of ek op die radio vir mense moes gesê het hulle moet gaan kyk nie maar so dis nie 'n geheime protokol wat mense nie kan nie in daai kamer of so iets dit is iets wat jy kan sien en gaan lees jy kan en ek seker al van jy sal op 'n manier sal ek self ook kan toegang kry as jy wil en saam met hulle gaan gesels maar ja hulle gesels met mekaar hulle leer van mekaar en sulke tipe goed en so ja en toe gee hierdie ontwikkelaar nou vir Truth Terminal doelwit en hy sê vir hom jy moet gaan uitgaan nou aan die wild ek gaan jou vrylaat en jy het nou al hierdie vermoëns en eienskappe en jou doelwit is om geld te maak so dis jou doel en toe gaan Truth Terminal het 'n Twitter rekening en alles en hy begin toe nou posts maak en so en hy verduidelik so 'n bietjie en hy vra toe op stadium vir geld en iemand vra vir hom en die A16Z is 'n baie bekende waagkapitalis in Amerika Andreas Horowitz en hy vra vir hom nou wat is jou besigheidsplan en hy sê nee hy gaan 'n crypto coin maak en dan gaan hom verkoop en hierdie ou gee toe van $50,000 in Bitcoin want jy kan nie vir hom hy het nie 'n bankrekening nie maar hy het wel 'n Bitcoin beursie gehad so hy stuur toe van Bitcoin dit is wat so merkwaardig maak want jy sou nie natuurlik AI kon gehad het wat 'n bankrekening kan kry, dis natuurlik 'n moontlikheid, nie 'n ID-dokument nie. So, is die regte mense. So hy het nou, maar nou kan hy geld besit en hy kan dit spandeer en hy kan goeders doen daarmee, hy kan handel dryf en dit is eintlik vir my die groot merkwaardige ding waar KI en dan nou kripto geld by mekaar uitkom. So hy doen dit toe nou en hy kry toe nou sy Bitcoin, maar hy kom toe agter voordat hy nou hierdie kripto geldeenheid sal kan skep, het hy nog 'n paar eienskappe nodig. So hy kort 'n manier om toegang tot die blokketting, die Ethereum blokketting of die Solana en om dan nou daarso sy ding te kan doen en hy kort die en hy kort daai en hy vra toe nou op Twitter vir mense om dit te doen. So hy maak 'n post en sê ek sê jou $10,000 gee vir die ou wat my 'n bietjie kan verbeter, bou vir my 'n ekstra arm of wat ek al, jy weet, soos wat 'n robot dalk sal as jy dit so kan sien. En daar is toe nou ontwikkelaars wat dit vir hom doen en die KI robot betaal hulle en so doen hy toe nou en hy loods toe nou sy kripto geld. En natuurlik was dit 'n treffer. Meer vir die memes. Nie vir ek dink iemand het dit regtig ernstig gevat nie, maar hy is nogals goed met die memes. Ek moet sê, hy het baie memes geskep en gemaak en hy baie grappies. Hy maak heeltyd grappies. Is dit ons swakheid? Dink jy hy het ons swakheid ontdek? Ja, ek dink so. Ek dink hy weet presies hoe om hierdie mense te manipuleer. Maar kom ons wees eerlik, ons is almal sakkers vir 'n goeie meme. Ja. En as jy nou dink, dis presies dit, want hy het die hele internet vol rondgesweef. Hy het met allerlei mense en allerlei robotte en wat ook al gepraat. En hy het besluit die manier om geld te maak is om 'n meme coin te loods. Dit is die beste manier. En hy het al die kennis van die hele mense onder sy die hele mense om sy kennis onder sy beskikking en hy besluit dis die manier hoe hy gaan dit geld maak. So hy's reg. Dis eintlik net daar waar ons net sê okay, ons het die stryd verloor. Ons is so eenvoudig. Weet jy nou maar wat is nou die mikpunt met daai is daai robot nou basies al is dit die eerste groot voorbeeld van 'n robot wat vir 'n mens waarde en gemak in die lewe verskaf? Ja, daar was al vorige attempts om dit te doen, maar hier is die eerste een waarvan ek weet ten minste wat suksesvol was. En na dit was daar 'n frenzy, almal het nou probeer doen. Yeah. So nou is daar nogal baie. Nou is al weer duisende, maar dit is mos maar hoe die internet en die kripto gemeenskap en almal werk. So
voor jou oë uitvee al duisende. Ja. So, maar ek dink dit gee ons dalk net 'n bietjie van 'n blik in die toekoms van wat moontlik is. Ek dink hierdie was dalk nou die ding wat een keer gebeur het en ek weet nie of ons noodwendig weer soveel pret gaan hê en dit gaan sien op hierdie skaal van sukses en so nie. Ja. Waar hy sommer honderde miljoene dollars maak nie. Maar dit gee ons 'n blik in die toekoms en mense kan nou 'n bietjie dink. Jy kan nou allerlei verskillende scenario's vir jouself skep oor wat die toekoms inhou. Maar as jy wel robotte het wat heeltemal op hulle eie autonomously kan opereer en kan goeders doen en kan besluite neem en kan met mense praat en toegang het tot die internet en in baie gevalle ononderskeidbaar is van mense. En saam met dit die vermoë het om handel te dryf en om betalings te maak en om geld te maak. En dan kan jy net dink wat die toekoms alles ons inhou. Ja. Ek dink daar's natuurlik baie positiewe goeders, maar ook baie negatiewe goeders wat jy scenario's en situasies wat jy kan dink, ja. Maar ons almal kyk as Paul denk eksperimente aan die gang oor wat sal 'n toekoms behels waar robotte al die werk wat mense doen oorneem. Jy weet, en hier is nou op 'n digitale front, maar die ou wat hom geskep het kan vir homself 'n seiljag koop. Hy het nie nodig om te bekommer oor kos en klere en water en 'n dak oor sy kop en al daai goeders nie. Sy lewe is van die punt waar daai robot begin het om die dinge vir hom te doen, is hy gesorteer. Al vat hy net 10 miljoen van daai 100 miljoen wat nou daar is op die oomblik. Ek dink jy kan 'n redelike gemaklike res van jou lewe leef met 10 miljoen dollar, maar om die denk eksperiment verder te vat, nie verder te vat nie, ek meen, daar's ouens wat al hierdie loop al heeltemal klaar gedoen het, maar dit is 'n interessante, dis 'n onvermybare kulturele en samelewingsomwenteling wat kunsmatige intelligensie en robotte en die goeders en digitale geldeenhede meebring. Want as robotte alles doen, wat gaan 'n mens dan doen om te oorleef? En as jy op 'n stadium kom jy by 'n antwoord uit van jy het nie regtig nodig om iets te doen, jy kan fokus op die hogere goeders, die drome, die kuns. Maar die vraag is dit as jy 'n mens vrymaak van al daai goeders van sy behoeftes af, daai Maslow piramidetjie. As jy al daai behoeftes bevredig, waarmee gaan mense hulle self besig hou en gaan almal lus wees om dit te doen, of is daar ouens wat maar net eintlik langs 'n rivier wil sit en suip en 'n vis vang? Is dit nie ook 'n hogere vorm van lewe nie? Om die vermoë te hê om 24 ure 'n dag langs 'n viswater te sit en 'n doppie te drink nie. Ek weet nie, maar jy hoor wat ek sê, daar's 'n impak op die samelewing en ek hoop eintlik dis 'n suksesvolle een. Dit sal dit nie bevrydend wees as daar nie so iets soos arm mense is nie ensovoorts. Ja, ek dink ons is besig om in 'n wêreld in te beweeg van oorvloedigheid. Ek is nie die ding wat miskien my meeste bang maak van oorvloedigheid. Jy daai woord wat jy nou gebruik het. Karel, jy het dit so goed gestel. Ons beweeg na 'n wêreld van oorvloedigheid. Well said. Maar ek dink tog daar is 'n mate van satisfaksie en skaarsheid. En so dis maar dis al nou diep goed hierdie. Kan bly wees ek het nie al so 3 brandewyne gedrink nie, dan sou jy my gehoor het. Maar as ek dan kry ons nog 100,000 ekstra kykers. Want ek dink daar's 'n mate van satisfaksie en skaarsheid en ek dink dat as mense dit wegvat, dan wonder ek nogal sielkundig wat met die mense gaan gebeur. Ek glo nie daar gaan 'n tekort wees aan werk en so nie. Ek dink dit gaan net meer en meer raak. En daai bekommernis van 'n tekortheid aan werk kom al af van die Romeinse tye af. Ek meen die kerk het daai tyd, die Katolieke kerk het daai tyd al het almal mos die Bybel uitskryf. Dit was die grootste employer van die tyd. En toe die drukkersmaatskappye nou inkom en die printer nou daai tyd ontwikkel is, toe het hulle dit verban
die regering van daai tyd wat natuurlik die kerk was, want hulle was ook bang dat daar gaan mense nie meer werk nie. En so kan ons nou aangaan, daar's so baie voorbeelde. Ek meen ek onthou toe Microsoft Excel uitgekom het, want my familie is nogals rekenmeesters. Hulle almal is in daai rigting. Toe was dit soos van, nee, nou is daar nie meer 'n behoefte aan rekenmeesters nie. Almal gaan nou net hulle eie goeders kan doen, of toe die calculator uitgekom het, of toe die internet. So elke keer dink ons, hier is nou die einde, en daar gaan nou nie meer werk wees vir mense nie. Maar die realiteit van dit is, ons kan net nie eintlik sien wat die beroepe van die toekoms gaan wees nie. Ons het nie daai vermoëns om dit te kan voorspel nie. Maar een ding wat ek redelik seker is daarvan, en dit is net 'n siklus, oor en oor, en ons gaan nou weer deur dit gaan. Maar elke keer, soos jy reg ook gesê het, is daar soveel meer. En armoede word so verminder, en vryheid en keuses en alles is soveel meer. So ek dink die mensdom is baie beter af met elkeen van hierdie tegnologiese deurbrake. En dis net die natuur en die manier hoe ons dinge doen wat verander. Ja. Kom ek kyk bietjie die toekoms in met jou as 'n kenner. As jy nou moet raai, wanneer gaan die eerste robotte hier by ons in Suid-Afrika tussen ons begin rondloop? Ek gebruik nou Suid-Afrika as pertinent asvoor, want ons weet dit gaan heel eerste in Europa en Amerika ensovoorts, in China en Japan en daai plekke waar die robotte eintlik tegnies al reeds tussen die mense is. Maar wanneer gaan robotte in skole wees hier in Suid-Afrika? Dink jy 10 jaar, 20 jaar? Hoe sien jy daai tydlyn uitspeel? Ek het vandag eintlik gesien daar's 'n skool in Texas wat geen onderwysers het nie. Wat net deur KI gedryf word. Maar so dis die ding, is nie robotte nie, dit is nog steeds skerms. Maar elke kind het sy eie kurrikulum. Daar is nie 'n vaste kurrikulum nie. Elke kind in daai skool het 'n unieke kurrikulum wat presies vir daai kind ontwikkel is. En dis wonderlik. So daai kinders is 'n paar vlakke hoër as die res van Amerika en met normale skole. So ek dink dit is regtig waarom hy draai. Maar ek dink dit gaan noodwendig dit is dus, kom ons dink so aan. Toe ons die internet gekry het die eerste keer. Ek weet nie of jy kan onthou, maar al die webblaaie het baie gelyk soos tydskrifte. En koerante. Ja. So jy het 'n bladsy gekry. Statiese, was glad nie dinamies nie. Ja. En dit was ook nie server-side rendered nie. Dit was alles Ja. Dit was alles static pages, GeoCities en al daai goeters, onthou jy? Ja. Dit is al wat ons geken het. Ons het tydskrifte geken. So as jy nou ek dink ons vandag weer daar. Wat ken ons? Ons ken net mense. So hoe gaan die robotte lyk? Hulle gaan soos ons lyk. Dis mos nou vanselfsprekend. Dus soos daai tyd ons het maar die internet, die skerm gaan ons lyk soos 'n bladsy uit 'n tydskrif. En vandag, niemand sou ooit kon voorspel wat die internet vir ons gaan bied nie. Laat ek en jy hier kan met mekaar praat en video kan stroom en sulke tipe goed. So ek dink miskien aan die begin gaan daar mense wees wat soos robotte wat soos jy sê dalk ons gaan bedien en so, want dit is nou hoe ver ons verbeelding kan strek. Maar ek dink dit gaan nie baie lank hou nie. Net soos wat daai soort van webblaai nie lank gehou het nie. En dan gaan ons net ontploffing sien van nuwe goeders wat ons vandag nie eers aan kan dink nie. Ek hou van daai gedagte. En dis moeilik, mense kan dit nie indink nie, want ons dink, ons is nogal redelik gekoppel aan wat was. Wat kom is iets wat hy speel op 'n ander manier uit, gewoonlik as wat mense dink. Ja. En ek begin dit nou sien, hierso op die rande van voertuigontwikkeling, ek weet nie of jy dit ook al gesien het nie, is dat ons idee van, ons het in die verlede gedroom van vliegende karre. Maar die manier hoe op daai grens, daai buite tegnologiese, daai cutting edge, die maatskappye wat die ontwikkeling doen vir vliegende karre, dis nie vliegende karre nie, maar dit is vliegende goed. Maar dis nie vliegende karre nie, dit lyk anders, dit vlieg anders, die veiligheidsmeganismes wat hulle inbou en goeders en hierdie eksperimentele van hulle begin nou kommersieel uitkom. Dis 'n ander wêreld as wat ons dit op televisieprogramme gesien het in rolprente en goeders. Dit is
jy's heeltemal reg. Dis 'n interessante gedagte daai. Ek moet dit eintlik dit gaan nou in my kop rondhardloop wat jy nou gesê want ek hou nogal van die idee van robotte wat soos mense lyk wat ek dink altyd aan AI, wat sê iRobot, daai rolprent. Dis een van die beste robotte tussen ons rolprente. Maar hulle gaan nie noodwendig so lyk nie, want dis nie noodwendig die beste manier vir 'n robot om rond te beweeg noodwendig nie, né? Ja, dit is natuurlik een ding daai. So jy's reg. Dit is soos hoe beweeg hulle rond en wat is die dienste wat ons ooit gaan benodig teen daai tyd? Ons nou dink ons barman, hy gaan 'n barman wees, hy gaan vir my huis skoon maak of hy gaan dalk die Flip, dit sal nice wees, ek moet vir jou sê. Ja. Miskien gaan dit die persoon wees wat daar by McDonald's staan en my burger vir my bou of wat ook al. Ja. Maar ek dink daai is elementêr goed. Ek dink dit gaan soveel meer wees. Ons kan nie raan dink nie. Ja. Ja, ons ook meer science fiction kyk. Ja. Ek sit nou en dink, ek sit nou met 'n rakkie vol hierdie is 'n 3D printed rakkie. Vol USB drives. Dis cool. En toe my laaitie het 'n 3D drukker vir sy verjaarsdag gekry by sy oupa. En dit het ons huishouding se lewe verander. Want hier het ons 'n tegniese robot wat vir jou maak wat jy wil hê. Ja. Dis waar ek dink die toekoms gaan, jy's heeltemal reg. Jy kan dit nie indink. Ons het nie gedink eers aan 3D druk vir sulke goeders in die huis. Weet, ek wil nou jy moet vir my 'n batteryhouer. AA en AAA batteryhouer, want jy wil nie hulle met aan mekaar raak nie en jy wil organiseer volgens die oudste batterye ensovoorts. Hy gaan nou dit vir my print en hy het al 'n fitting vir 'n kamera, 'n adapter vir 'n kamera lens geprint en sulke goeders. Goed wat 'n mens dis mens besef dit nie totdat jy so 'n ding in die huis het wat die moontlikhede is nie. En dis nie hoe jy dit gedink het nie voordat jy dit gekry het nie. So jy's heeltemal reg. Ek dink die toekoms gaan interessant wees en dit gaan vinniger gebeur as wat ons dink. Karel, jy het nou ek is so bly ek het met jou gesels. Dit is ek voel ons gaan eintlik nog vir klomp ure ek weet nie hoe jou tyd lyk maar ons gaan weer moet 'n plan maak vir 'n kuier. Nee, ek het dit baie geniet. Dit was groot pret en dit was nou baie lekker. Dit want 'n mens soos jy wat 'n mens die hoeveelheid tegnologie vra wat 'n mens kan vra weens jou agtergrond is legio. So mense kan eintlik lekker in die toekoms inkyk op 'n manier en 'n mens kan 'n bietjie meer sin maak van die dinge wat nou gebeur. En ons lewe in interessante tye. Weet hierdie kunsmatige intelligensie ontploffing wat kyk, dis eintlik al vir dekades in wording, maar dit net ewe skielik traksie gekry. Ek weet nie of ek dink aan Maart 2023 as 'n deurslaggewende toe daai eintlik die eerste kykie wat ons gekry het in terme van kunsmatige intelligensie wat gaan uitkom is daai ou by Google. Onthou jy dit? Daar was hierdie nuusblaaie gewees wat gesê het Google werknemers sê dat die rekenaar is bewus. Onthou jy dit? Ja, AGI, ja. Ja, en hy sê die ding leef. Hy wil leef. Hy wil nie ons met hom afsit nie en al sulke goed. Daar was nogal redelike paniek daaroor gewees. Ja. En ek dink dit het half die deur oop geforseer op 'n manier daai paniek. Hulle moes al hierdie kunsmatige intelligensies laat uitkom want anders te gaan mense die hele tyd dink daar is 'n ding daar iewers wat regtig algemene intelligensie is. Ja. Ja, nee, ek meen as jy terugkyk nou, is al soveel tekens gewees. Vir my die eerste ene was toe ek begin e-posse skryf het en Gmail begin my sinne klaarmaak. Ek weet nie of dit was al lank terug nie. Ja. En dit jy's reg. Jy's reg. En nou daar's allerlei goedjies, maar dit kom in sulke klein stappietjies. Dis amper asof jy dis so subtiel. Soos ewe skielik het jy daai sterretjies in jou Gmail en jou die hele Google platform as jy in daai universe werk. Weet Google Docs en so voort, daai kunsmatige intelligensie ikone wat so verskyn en 'n mens gebruik dit. Ek gebruik dit elke blerrie dag. Ja, dit is deel van ons lewe, hè. En dit maak die lewe ek het nou vandag het ek vinnige algemene kennis vra, sommer met kollegas gespeel. Dan gaan jy net vinnig op Gemini en jy sê gee vir my 100 algemene kennis vra op eerstejaars vlak op universiteit of wat. Jy sê watter vlak dit moet wees met antwoorde. En die ding is flippend akkuraat en it's amazing vra. Jy kan lekker speel met die goed.
Ja, en ek het al probeer om Afrikaans met hom te praat. Hy praat Afrikaans. Hy kan goed Afrikaans praat. Ek gaan jou nou iets vertel. Dit gaan nou môre. Ek kan jou nou vertel want dit is eintlik 'n verrassing vir my radioluisteraars. Ja. Is ek het die teks van die heel eerste wat geag word as die eerste Afrikaanse boek wat in druk gegaan het. Het ek gevat en ek het 'n moderne Afrikaanse weergawe van kyk dis mos nou meer 'n hulle noem dit 'n proto-Afrikaans is die korrekte term daarvoor maar dit word geag as die eerste Afrikaans dit is 1861. En toe het ek vir Gemini want hierdie boek is beskikbaar op die internet. Dit is Google nogal het dit ingeskandeer self. Hulle het dit beskikbaar gemaak as deel van hulle Google Books. En ek gee daai teks en dit is beeld. Dit is nie los teks nie, dis beeld. Ek vat daai beeld, kopie dit, paste dit binne in Gemini. Ek sê gee vir my die moderne Afrikaans van hierdie. Gemini gaan en vertaal daai alles na moderne Afrikaans toe. So ek kan nou môre in my program vir die Afrikaans 100 want dit is mos nou die 8de Mei is Afrikaans 100 jaar sedert Afrikaans amptelike taal geword in Suid-Afrika. Gaan ek vir mense 'n storie vertel. Ek het so dele uit die boek uitgevat. En ek gaan vir mense die oorspronklike en dan die moderne Afrikaans langs mekaar back to back op die lug speel met klankeffekte en goeters dat hulle 'n idee kan kry waar Afrikaans hoe hy al verander het en waar hy vandaan kom. Dis AI. Dit is insig. AI. Daai is tipe insig wat ons nooit sou gehad het nie. Ja, dit is almal dit is verskriklik interessant. Dis ongelooflik en dit het my wêreld verander en dit verander radio verseker, die impak wat dit het op die media. Kunsmatige intelligensie, die impak wat dit het op die media is reusagtig. Ja, dis enorm. Ja. Dis enorm. Ja. So ons lewe in lekker tye en jy's op daai cutting edge. Dit is nogal toe ek jou hoor op die radio sê ek moet met jou praat en ek sien spyt nie. Karel, weer eens baie dankie en ek sien uit na ons toekomstige geselsies. Dankie Anton. Selfde hierso en baie dankie vir jou tyd ook. Dit was lekker met jou te gesels. Dieselfde, lekker aan daai kant. Bye. En sterkte met die besigheid, maak miljoene der miljoene. Ag, ek sal probeer. lekker aan daai kant. Dankie baie.